hierdie diens by ons sal wees. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vandag hier kan wees. Dis 'n lekker yskoue dag, so ons kan voel dat ons lewe, Here, want ons kan die natuur aan ons lywe voel, Here. Dankie dat ons kan asemhaal, dat ons kan lewe, dat ons kan beweeg, dat ons kan dinge doen, dat ons hierdie aarde kan geniet en mekaar kan sien. Dankie dat U ons nog 'n week gedra het en ons veilig tuis gebring het by hierdie oomblik, Here. Dankie dat ons vandag ook in U naam kan kom, by mekaar kan kom, U kan loof en prys, want U is wonderlik en U is groot en U is fantasties en U is betrokke en U is teenwoordig. Here, ons vra dat U besonder met elkeen van ons vandag sal werk, dat U met ons sal praat, dat U woorde sal neerslag vind in ons siel en ons sal ontwikkel en ons sal laat groei. Here, dankie dat ons ook vandag weer kan sien hoe groot U is en hoe magtig U is. En ons vra, Here, dat U vandag ook besonder by ons elkeen in hierdie diens sal wees. Amen. Ek wil vir julle almal sê, ja, welkom tuis, hierso by die kerk. Dis lekker om julle hierso te hê. En ek hoop julle het al daarom vir mekaar hallo gesê, soos julle inbeweeg het, maar mense beweeg ook maar so tussen mekaar deur. En so voort, so ons gaan so 'n oomblik hê wat ons vir mekaar ook gaan hallo sê en net vir mekaar onthou waar ons is. En dan is dit my voorreg om 'n bietjie met julle te gesels oor God wat groter is as die berg wat voor my lê. So ek wil hê elkeen van julle moet net gou bewus word van jouself en dat jy hier is. En so as jy net met jou hande so oomblik bymekaar kan sit en 'n bietjie kan vryf en probeer warm maak. Ek het so 'n bietjie blaas ook daar op die hande. En dan kan jy vir my net sommer so sê, ek is hier vanmôre. 1 2 3, ek is hier. En dan is daar ook mense wat rondom jou sit, wat saam met jou gekom het. Persone wat jy een keer 'n week sien, of miskien het jy hulle nog nooit gesien nie, want jy het kom kuier vanmôre, of miskien is dit iemand wat jy lank terug gesien het, of laas Sondag dalk gesien het, of dalk gister gesien het, maar ons is mos 'n gemeenskap van gelowiges. Ons is mos lief vir mekaar, ons gee om vir mekaar. So ons sê net hallo vir die persoon langs jou eerste, hallo. En as dit jou vrou of jou man of jou kind is wat jy vanoggend gesien het, is dit goed om hulle ook hallo te sê in hierdie ruimte. En dan sê ons almal saam, ons is hier. 1 2 3, ons is hier. Nou, vir watter rede is ons hier? Hoekom sou ons vanoggend opstaan en sê, ek gaan vandag kerk toe gaan? Wat sou dit wees wat jou laat bring? Hierdie is iets wat jy vir jouself gaan antwoord. Okay. En dit gaan daaroor dat ons 'n ontmoeting met Jesus wil hê. Ons wil 'n ontmoeting deur die Heilige Gees en met God. Ons wil die God het met ons praat. En ons weet God leef. Hy leef elke dag en hy is teenwoordig by ons. En hy is ook hier teenwoordig vanoggend. En wanneer ons sê Jesus is hier, weet ons dat dit die waarheid is. Dat dit 'n realiteit is vir ons dat Jesus hier is. En kom ons sê dit ook saam, 1 2 3. Jesus is hier. Net hierdie ouetjie aanskuif, daar sê. Nou, ek is vreeslik lief daarvoor om te gaan op 'n staptoer. Nou, die van julle wat nou van my dienste bygewoon het, veral met die geloofsreis, sal weet, ek is verskriklik lief vir staptoere. En van hierdie kinders wat hierso is en mense wat hier is, was al saam met my op 'n staptoer. Van hulle sê, "Yes, ek is ook lief vir 'n staptoer." Van hulle sê, "Nee, ek wil nooit weer op een gaan nie." En daar is redes vir hulle, maar oorgrootste meerderheid mense kan vir jou sê, dit is 'n ongelooflike ervaring. Nou ek en my broer, ons het seker al honderde kilometer saam met ons pa deur die berge gestap, en ons het van die mooiste en van die moeilikste roetes nou al gedoen in Suid-Afrika, en dit is iets ongelooflik om te beleef. Die pragtige plante groei, die ongelooflike uitsigte wat jy kan kry bo op 'n berg. Dis net ongelooflik. En dan te saam daarmee om jouself so 'n bietjie verder te druk as wat jy normaalweg sou. Hier is een ding om te sien hoe mooi die wêreld is op die TV, op die National Geographic special wat hulle vir jou het. En is 'n ander ding om daar te staan en oorweldig te word deur God se natuur, en dan ook so 'n bietjie jou liggaam so 'n bietjie moeg gemaak het. Jy weet, jy kan nogal iets ervaar van ek lewe as jy moeg is en daar teen 'n berg opgeloop het. Chris Marie, wil jy net so 'n bietjie sagter sit nie asseblief? Baie dankie. En as jy, dis 'n ander ding as jy dit ervaar het, as jy die reuk van die woud ruik
en saam daarmee voel hoe moeg jy is. Dis iets anders wat kan met jou gebeur. Die een ding wat vir my opvallend is, ons baie dinge wat opvallend is van 'n staptoer, maar die een ding wat vir my opvallend is hoe dit begin en hoe dit eindig. Sien aan die begin van 'n staptoer is almal besig om te loop en die mense kuier en hulle gesels en hulle sê, "Ou, kyk hierdie mooi blommetjie en hoorie, wat het jy laas naweek gedoen?" en almal gesels en so 'n paar kilometer verder is dit baie stil. Almal is stil. En al wat jy hoor is die trap van voete. En op 'n manier keer dit jou emosies in jouself toe. En onwillekeurig is jy besig om te werk deur van jou diepste emosies. Jy is besig om dinge te verwerk in jou siel wat jy nie eens geweet het jou plan nie. Jy is besig om bietjie al hierdie dinge na die oppervlakte toe te bring en deur dit stelselmatig te werk. Jou gevoelens is op die oppervlakte en jy loop net so en jy goed maal deur jou kop. En op 'n punt kry jy 'n kans om deur al daai dinge te werk. So jou emosies, jou gevoelens, dit wat jy ervaar in die gebeurtenisse van jou lewe, lê vlak. Nou so terwyl hierdie emosies en gevoelens en al hierdie dinge vlak lê hier aan die oppervlakte van jou siel, is daar 'n gevoel wat jy net nooit kan afskud nie. En dit is die gevoel wat jy kry as jy aan die onderkant staan van 'n massiewe berg en jy kyk op en jy volg met jou oogie paadjie. Okay. Jy weet, daar gaan ek loop en daar. Die eerste ding wat jy in jou hart opkom is hoop dat dit nie die pad is wat ons moet loop nie. Dis die heel eerste ding wat in jou hart opkom. Maar dan besef jy, okay, ja, die voetjies gaan hier op, ek gaan nie moet loop. En dan 'n gevoel van moedeloosheid. Jy's moeg nog voordat jy 'n tree gegee het. Jy weet, hierdie ding gaan vir my rol vandag. 'n Bietjie angs kom in. Gaan ek dit kan maak tot bo? Het ek die vermoë om tot heel bo uit te kom? Vrees. Wat gaan ek op hierdie pad kry op pad boontoe? Hoe gaan dit vir my lyk? Wat gaan daar gebeur? En dan op die ou ende van die dag ook 'n stukkie opgewondenheid. Ek wonder hoe gaan die uitsig van bo af lyk. Ek wonder wat ek alles gaan sien en wat ek gaan ervaar as ek daai pad stap. En gewoonlik kry jy hierdie massiewe groot berg op die middag 4 uur as jy moeg geloop is. Dit is 'n storie wat ek met julle wil deel. Die van julle wat nou staproetes ken en nog geloop het, sal weet, die Fani Botha is so 'n Mufasa roete. Julle ken die Mufasa storie. Die hyena staan ons en sê hulle, sê dit again, Mufasa, dan bewe hulle. So as jy praat van Mufasa van staptoer, die Fani Botha is een van hulle. As jy sê Fani Botha, dan bewe jy so 'n bietjie. En die dag stap ek en is my heel eerste groot en moeilike staptoer wat ek loop. En ek is nog jonk en ek het so my paade gegaan en dit was ook 'n belydenisdag staptoer wat op was. En ons loop deur die dag en ons loop en jou voete is moeg, jou bene is moeg, jou rug is moeg, jou moeg is moeg. En dan kom jy so aan en dan is daar so 'n oase wat daar is, 'n hut, 'n plek waar jy dalk vanaand kan oornag. Die president Burgerhut, as ek die naam reg het, staan daar, so groot wit huis. Man in die hele groep gooi hulle sakke neer. Met 'n groot gesig val hulle op die grond. My pa wil nog iets sê en almal is besig om hulle skoene uit te trek. En toe almal nou bedaar en rustig is, toe sê my pa vir almal, hoop julle rus lekker, want ons slaap nie hier vanaand nie. Dit is asof daar 'n doodse stilte oor daai groep beweeg. En daar's 'n een ou wat sê, nou maar Dominee, waar slaap ons vanaand? My pa kyk op en dis 'n massiewe berg wat agter ons lê. En hy sê, kyk gou daar bo. Daarbo is daar 'n Eskom kragpaal. So 'n hoë spanningspaal. 200 meter agter hom. Dis waar ons vanaand slaap. Here maar ek sê vir julle, dit was 'n stilte wat jy aanvoelbaar kon voel van moedeloosheid. Almal staan en kyk op en hulle sien hierdie massiewe berg. 4 uur op 'n Saterdagmiddag nadat jy nie eens meer reg kan loop op gladde oppervlak nie, moet jy hierdie berg uitklim. Jy kan hoor hoe sak almal se moed in hulle skoene in. 'n Groot gesig is daar. En na so 'n oomblik van emosionele spasie, dis sê my pa vir die groep, okay julle, kom ons trek maar ons skoene aan, laat ons begin loop.
En daar staan die groep op en hulle loop. Hulle besef hulle is vasgekeer. Hulle kan nie terugdraai nie, want die pad terug is baie, baie verder as die pad op. As 'n hele daagse stap. Hulle besef hulle kan nie hier oornag nie, want dis nie die bestemming nie. Ander mense gaan hier bly. Kan nie hier slaap nie. Daar's net een pad. En dit is berg op. Nou ek wil vir julle sê, vir my is dit nogal absolute metafoor van die lewe. Somstyds in ons lewe stap ons op gelyke paaie, lekker paaie, gemaklike paaie. Paaie met baie skaduwee, met water, met min uitdagings, gladde oppervlaktes en al die tipe van dinge. Partykeer is dit net vir ons lekker om op daarop te loop en daar's nie probleme nie. Dis soos om in die mall te loop. Dis baie lekker. En ander kere klim ons berge, groot plekke, skielike opdraandes. Hierdie berge spring op wanneer jy die minste verwag en wanneer jy die moegste is. En dan moet jy hierdie uitdagings oorkruis en oorbrug. En niemand van ons is ooit gereed vir hierdie berg nie. En daai selfde gevoelens wat ek nou vir julle verduidelik het van die groot berg kom in jou op. Jy is sommer moedeloos voor dit begin het. Hierdie uitdaging lê voor jou en jy weet geen idee hoe jy daaroor gaan kom nie. Maar daar is net een pad. En dit is oor hierdie berg. Daar is 'n Psalm vir ons wat ietsie vir ons vertel van berge en van hoe God by ons is, ook wanneer hierdie berge skielik voor ons inkom. En dit is Psalm 121. Daar sou staan, ek kyk op na die berge. Waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Hierdie is 'n ongelooflike Psalm. En ek dink persoonlik ons kan hom op twee verskillende maniere interpreteer. Ek dink die eerste manier jy dit kan opkyk na hierdie berg is soos daardie stapgroep wat na hierdie berg opgekyk het en gesê het, ek kyk op na hierdie berg en ek sien hierdie ongelooflike groot uitdaging wat voor my lê. Ek weet nie presies wat op my pad lê nie, maar dit vul my met angs en vrees en ek is bang tot in my siel en ek weet nie waar ek die moed gaan kry en die krag gaan kry om oor hierdie berg te kom nie. Maar een ding weet ek verseker. En dit is dat al maniere hoe ek oor hierdie berg kom, is deur die Here wat my die krag gaan gee om hierdie berg oor te kom. Dis al manier. Ek het geen ander manier om oor hierdie berg te kom as deur die Here wat my daai krag gaan gee nie. So kom ek vat dit vas en ek klim daai berg. Die ander manier hoe jy dit kan sien is om na die berg te kyk en te sê ek kyk op na die berg, maar ek kyk verby my uitdaging. Ek kyk op na die berg en ek sien die God raak wat daar kan wees in my omstandighede. Ek kyk op na hierdie berg en ek sien nie die uitdaging nie, maar ek sien 'n plek van goddelikheid en grootheid. Ook soos wat ons gelees het op klomp plekke in die Bybel, hoe berge geassosieer ook is met 'n goddelikheid en 'n goddelike teenwoordigheid. En ek sien die God van hierdie berg raak en ek besef dis deur daai krag van daai God van die hemel en die aarde wat ek hierdie kan doen. En dan word dit 'n belydenis, 'n geloofsbelydenis. Ek kyk op na die berge en ek vra 'n retoriese vraag. Ek sien die berg, maar ek weet wie's die God van hierdie berg. En daai God gaan my dra deur hierdie groot, ongelooflike groot uitdaging. Dis twee verskillende antwoorde wat baie dieselfde lyk. Maar ek dink persoonlik dat die antwoorde verskil in intensie. Die eerste antwoord is 'n soeke na uitkoms en 'n versekering dat God vir my die uitkoms is. Die tweede antwoord is 'n versekering van die uitkoms en 'n herinnering aan myself dat God die uitkoms is om my weer krag te gee om die uitdaging te gaan. Nou ek dink persoonlik dat jy alleen op hierdie twee verskillende uitkomste en interpretasies van hierdie skrif gaan kom as jy op twee verskillende plekke in jou lewe is. En om dit te verduidelik vir julle, gaan ek dit doen aan die hand van die voorbeeld van ons dooppaar vanoggend. So, toe ons dooppaar, Jaco en Rosel, se eersteling op 30 weke gebore is, het daar ewe skielik hier voor hulle 'n berg ingespring. 'n ongekaarte
uitdaging wat hulle nie weet hoe hulle gaan oorkom nie. Hulle het gestaan soos daai stappers aan die onderkant van die berg en opgekyk en nie geweet wat voor hulle lê nie, nie geweet wat se uitdagings daar gaan wees, nie geweet wat se komplikasies daar gaan wees vir Janko nie. Hulle het nie geweet wat op hulle pad lê nie, maar hulle het net een ding geweet en dit is dat alleen deur God gaan hulle hierdie uitdaging kan oorwin. En dan is die eerste interpretasie van hierdie teks vir ons 'n werklikheid. Dit sê ek het geen idee wat voor my lê nie, maar wat ek wel weet is dat God by my gaan wees. En dat God my die krag sal gee om deur te kom. En so het dit toe gebeur ook. Na hulle lank in die hospitaal was, na ICU, na al die tipe van dinge, na komplikasies, na 'n hele periode van herstel, het Janko huis toe gegaan. En het hulle aan die bokant van hierdie berg gekom en kan hulle die uitsig geniet. En vandag is Janko 'n energieke jong Peter, hy sit nou hier voor en hy gesels saam met my in die preek en hulle kan met hierdie uitsig leef, want God het hulle gedra daardeur. Min het hulle geweet dat toe Rozel weer swanger word met hulle dogtertjie Johanay, dat Rozel se gesondheid so agteruit gaan dat dit haar lewe en die lewe van haar babatjie sou bedreig en dat hulle babatjie gebore moes word op 26 weke. 26 weke is 'n babatjie net so oor die 700 gram as ek reg is en so groot soos jou hand. En 'n mens wonder, hoe kan dit wees? Hoe kan hierdie babatjie buite die plek van haar ma se maag leef? En ewe skielik is hulle gekonfronteer met 'n werklikheid, 'n nuwe uitdaging wat oor hulle pad kom. Hierdie babatjie is gebore, maar nou kan hulle die uitdaging raak sien. Hulle weet wat lê voor hulle en wag. Hulle sien hierdie groot berg en hulle kan die pad sien op hierdie berg wat hulle moet loop. Hulle weet wat voor hulle lê. Hulle weet hoe moeilik dit gaan wees. Hulle weet hoeveel aande hulle gaan wonder en hoop en bid en op hulle knieë deurbring. Dit skep 'n ander gevoel van antisipasie en dringendheid in jou. As jy weet wat voor jou lê, dan kan dit jou dadelik soveel meer moedeloos maak as die persoon wat nie weet hoe moeilik hierdie ding is nie. En in daai geval is die tweede interpretasie van Psalm 121 'n werklikheid. Om te sê, alleen deur die krag van God wat ek weet daar is, kan ek hier deurkom. Soos God my gedra het deur Janko, sal hy my dra deur Johanay. Soos God daar was in die eerste geboorte wat priem was, so sal hy ook daar wees nou. En dis daai krag van daai God wat ek op staat maak om my deur te vat. Dan word dit 'n retoriese vraag, want ek weet wat God vir my kan doen. En ek vertrou dat God dit vir my sal doen. So ja, ek het vir julle gesê, sy is so groot soos 'n hand en daar was 'n nuwe verwysingsraamwerk wat hulle gekry het. Ekskuus julle. Dan na 102 dae in die hospitaal het Johanay huis toe gegaan. En staan hulle op die kruin van hierdie groot uitdaging. En is hulle vandag oorwinnaars? En is hierdie dogtertjie vandag in hierdie kerk? En kan ons haar vandag doop? Hoe wonderlik is dit nie om dit te beleef nie. Ons is ook daar. Ons bevind onsself ook op verskillende berge, op verskillende tye en op verskillende paaie in ons lewens. Miskien is jy vandag voor 'n uitdaging wat ewe skielik voor jou pad ingerol het en jy weet nie hoe jy dit gaan regkry nie, maar dit is ongekaart. Jy weet nie wat voor jou lê nie, jy weet nie hoe om dit te oorbrug nie, jy weet nie hoe om dit te kruis nie. En dan kyk jy op na die Here en jy sê, Here, ek weet nie hoe ek hierdie gaan doen nie, maar ek vertrou op U krag om by my te wees. Of miskien is jy dalk op 'n plek in jou lewe waar jy die pad ken en weet hoe moeilik dit is om hom te loop. Jy ken hom ook persoonlik of deur iemand anders wat die pad geloop het. Maar dat jy gaan sien hoe die Here betrokke is. Dan vra hy die retoriese vraag om jou te onthou wie God vir jou is. Nou maak nie saak op watter berg jy is of wat se ervaring jy is of wat se pad, dalk is jy op 'n gelyke pad op die stadium. Een ding is verseker en dit is
Dit praat van 'n teenwoordige God. Maak nie saak waar jy is nie, maak nie saak wat jy doen nie. Maak nie saak hoe die berg lyk wat jy klim nie, of hoe jy voel oor die berg wat jy moet klim nie. Die werklikheid en die realiteit is dat God is daar. God is teenwoordig en hy los jou nie vir 'n sekonde in jou lewe alleen nie. Is dit nie die inhoud van die verbond wat God met Abraham gesluit het nie? God het gesê, ek gaan vir jou 'n God wees. Ek gaan jou dra, ek gaan jou beskerm, ek gaan jou lei, ek gaan vir jou gee wat jy nodig het. Ek gaan jou krag gee om te oorwin. Ek sal my teenwoordigheid in jou openbaar. Ek sal daar wees as jy my aanroep. Ek sal luister as jy met my praat. En dit was ook 'n realiteit gewees vir die Israeliete. Hulle is nie gespaar van die groot, moeilike omstandighede waardeur hulle is nie. Hulle moes daar deur. Hulle moes deur die woestyn. Maar God was daar. Hy was vir hulle wolkkolom in die dag en 'n vuurkolom in die nag. Hy was vir hulle manna en kwartels wanneer hulle honger was. Hy het vir hulle see oopgekloof toe hulle nie geweet het waar hulle verder moet loop nie. Hy het vir hulle water uit 'n klip uitgetap. En so kan ek aangaan oor hoe God voorsien het en hy sy verbond gestalte gedoen het. Dit is die inhoud van 'n teenwoordige God. En wat vra God van ons? Dat ons sy kinders sal wees, sy volk sal wees, sy mense sal wees, dat hom aanroep in hierdie omstandighede. Wat hom sal volg, hom sal lei, vir hom sal lief wees. Dat ons moet erken as Heer en Here. Maar nou gaan dit nog verder op, nee. Dit gaan verder deur Jesus Christus, wat hy nog vir ons aan die kruis ook gesterf het. Sodat ons nooit sonder die teenwoordigheid van die Here ooit kan wees nie. Dat nie selfs al kies ons nie die Here nie, God steeds daar is. Dat niks ons kan skei van sy liefde nie. Selfs al sondig ons, selfs al doen ek die verkeerde dinge. God bly betrokke. God bly teenwoordig. En sy liefde roep ons konstant om hom te kies en hom te erken en hom in te nooi in ons lewens. Dit is die hart van die verbond. Dit is die hart van Christendom. Dat Jesus altyd teenwoordig is deur vergifnis, genade, vryspraak, liefde. 'n Onbaatsigtige liefde wat daar is vir ons. 'n Onvoorwaardelike liefde wat daar is vir ons elkeen. Daar's hierdie gedeelte in die Bybel, ook 'n Psalm. Wat sê? Is jy reg, Janko? Ons is baie bly jy loop hier by die kerk rond. Dit is wonderlik. Kyk, daar's pappa. Kyk, daar's pappa. Okay. Oepsie. Daar's hierdie ongelooflike Psalm wat praat van hierdie goddelike teenwoordigheid. En wat vir ons verduidelik wat ek ook probeer sê. Dis Psalm 139 vers 5 tot 12 en ek lees dit spesiaal uit die boodskap vertaling om so 'n bietjie meer te connect met die teks. Daar staan: U beskerm my hele lewe. Ek kan dit glad nie verstaan nie, al probeer ek. Dit is te oorweldigend. U is oral. Daar is nie 'n plek wat ek heen kan gaan waar u nie is nie. As ek hemel toe gaan, is u daar. As ek doodgaan, is u by my. Al kan ek so vinnig soos lig beweeg, of al gaan ek na die verste plek toe, u is daar. Die afstand tussen oos en wes is nie vir u te ver om gou na my toe te kom nie. Oral hou u my vas en u lei my op u pad. Al vou die donkerte my heeltemal toe, is u naby my. Lig en donkerte is vir u dieselfde. Niemand kan vir u iets in die donker wegsteek nie. En dit is natuurlik die absolute werklikheid vir ons, nee. Dit is die teenwoordigheid van God. Dat daar geen oomblik en geen plek en geen tyd op geen omstandighede in my lewe ooit kan wees waar God nie is nie. En dat hy my dra, lei, help en beskerm om ook oor hierdie groot berge van my lewe te kan kom. Vandag as ons dan in die doop bedien aan klein Johanay, erken ons dat die Here hier is. En is haar lewe en die pad wat God met haar en haar ouers gestap het, eintlik vir ons die grootste getuienis van dit wat ek vandag vir julle probeer sê het. Die grootste getuienis van 'n liefdevolle teenwoordige God in ons lewens. Dis die volmaakte prentjie van die doop, dat God my kies nog voordat ek hom enigstens kan kies. Dat hy vir my kan sê, jy is myne, ek is jou God, voordat ek 'n keuse vir hom kan maak.
Johanna is so klein op 26 weke, het sy nie eers regtig geweet wat om haar gebeur nie. In haar verwysingsrand was sy nog eintlik in die baarmoeder, maar hier is sy in die wêreld. En God moet haar beskerm en help en lei, voordat sy enigsins 'n keuse kon maak in haar lewe om haar eerste grootste berg oor te kom, wat sy nie geen vermoë het om oor te klim nie. En wat doen God? Hy kies haar, hy's by haar, hy help haar en hy's lief vir haar. En dis die grootste rede hoekom ons ook die doop bedien aan klein babatjies in die NG Kerk. Om te sê en te bevestig, God kies my eerste, voordat ek hom nog enigstens kan terugkies. En sy liefde roep my om hom terug te kies. Want van my eerste asemteug tot by my laaste en daarna ook, is God altyd by my. Johanna is die lewende bewys dat God se genade ons eerste opsoek, selfs in die mees brose oomblikke. Ek nooi julle almal uit om vir 'n oomblik na 'n video te kyk en iets te beleef van God se genade en hoe God ook met ons is. Is dit nie dat Johanna vanoggend hier by ons kan wees nie
En kom ons roep hulle ook op, Jaco, Rosel, Janko en Johanay. En soos hulle opkom, kom ons gee net 'n groot handklap vir die Here dat hy ook vandag vir Johanay hierso by ons kan hê. Dat julle vir ons ook vandag kan wys hoe groot God se genade is en hoe hy ons ook help oor die berge van ons lewens. Vir my opvallend was as so klein die handjie was, nê, op 'n naal. As jy kyk na hoe groot is jou vingernaal. Maar hy 4 vingertjies het op 'n naal gepas, nê. So dit is nou wel 'n vrounaal wat bietjie langer is, maar kom staan gou hier so nader as hy. Rosel, Jaco. God het in die Ou Testament 'n ooreenkoms met Abraham aangegaan. Ons noem dit 'n verbond. Die verbond kan vergelyk word met 'n testament waarin God al sy gawes tot sy kinders beskikking stel. By die doop bevestig God dat ons en ons kinders in hierdie testament ingesluit is. Ons en ons kinders moet verseker dat God ook ons God is. Dit beteken dat hy ons Vader is wat ons liefhet en vir ons sorg. Dat Jesus Christus ons verlosser is. Dat die Heilige Gees in ons woon en ons nuwe mense maak en ons lei. Geen mens kan hierdie gawes van God verdien nie, want ons sonde waarmee ons gebore word veroorsaak dat ons die dood verdien. Jesus het egter die straf vir ons sonde op hom geneem en op die kruis in ons plek gesterf. Daarom kan God nou die ewige plek as geskenk van ons aanbied. Ons kinders is ook hierby ingesluit, of verstaan hulle nog niks hiervan. Ons het nou gehoor wat is die betekenis van die doop. Daarom vra ons dat julle as Johanay se ouers opreg op die volgende vrae sal antwoord. Bely julle dat hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die ore van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Aanvaar julle die Bybel as die woord van God en aanvaar julle die leer van die kerk soos die belydenisskrifte dit verwoord as die ware en volkomme leer van die verlossing en beloof julle om hierdie kind in die leer na die beste van julle vermoë te onderrig en ook te laat onderrig. En wat is julle antwoord hierop? Kom ons staan hier so. Johanay Hubert, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vandag ook hier aan die ander kant en op die kruin van hierdie groot berg wat hierdie gesin moes uitstap. Dankie dat ons op hierdie kruin kan staan en ons vandag die doop in klein Johanay kon bedien. Dankie dat sy vir ons 'n getuie is, dat U ons kies en ons help, al kan ons niks vir onsself doen nie, en al kan ons geen keuse self maak nie. Dankie dat U hulle ook gedra het in hierdie tyd, en dankie dat sy ook haar lewe kon begin met die genade van Jesus Christus. En ons bid, Here, dat in haar lewe dit die deurslaggewende faktor sal wees, oralste waar sy sal gaan. Dat wanneer sy op gelyke paaie sal wandel, sy sal weet, dit is God wat vir haar voorsien en waar haar die pad wys. Maar dat wanneer haar uitdagings en berge ook voor haar inspring, en sy sal weet, sy gee elke tree en met haar lewe in die hande van die God wat die hemel en die aarde gemaak het. Dankie dat ons as gemeente vandag kan getuies wees van U grootheid in hierdie wêreld, maar dat ons ook getuies kan wees van die belofte wat Jaco en Rosel afgelê het. Dat hulle haar sal leer van hierdie groot wonderlike God wat hulle dien. Dankie, Here, dat ons vandag hierdie teken kon bedien het. Dankie vir U liefde en vir U genade en mag U seën rus ook op hierdie gesin. Amen. Jaco en Rosel, ons wil vir julle as gemeente sê baie geluk met vandag se doop en ons is saam met julle bly en verheug dat julle hier kan wees. Hierso is vir julle 'n doopbewys ook dat vandag plaasgevind het.
kombersie om aan toe te draai, om te sê, sy is ook deel van 'n gemeente in Christus, en 'n kersie wat jy kan brand een keer in 'n jaar op hierdie dag, om haar te herinner dat sy die doop ontvang het, en dat God haar gekies het. Ja, ek wil baie geluk vir jou. Lisel, baie geluk vir jou ook. En Johanay, baie welkom. Jy is officially, ek dink, die jongste lidmaat wat ons het. So, beslis die kleinste. So, sê, Janko, kom gys. Bene, kom. Geluk, hoor. Okay. Kom, hier is papa. Sien. Okay, julle, kom ons gee groot aan dit lap vir hierdie gesin. Dankie. Hier is Bella, hier is papa. Okay. Okay. Daar sê. Julle, dit is wonderlik om dit te ervaar. En ek hoop vandag het vir julle gemotiveer, ook vir die tye wat jy dalk in die lewe mag hê. Maar ek hoop dat vandag ook 'n klomp ander jong mense gemotiveer het. En ek wil graag vra dat al die leiers van die kinderweek gou vir my sal vorentoe kom asseblief. Al die kinderweek leiers sal vorentoe kom. Kom staan gou hier voor by my. As julle almal, julle lyk vars en vrolik vanmôre. Ons sal sien hoe lyk 'n donderdagoggend. Okay. So ons gemeente het 'n ongelooflike groot voorreg. En dit is dat ons iets aanbied met die naam van 'n kinderweek. Nou baie van julle het al gehoor van die kinderweek, maar weet jy werklik wat dit is? Dis 4 dae wat ons kinders in die laerskool en voorskool nooi om na die kerk toe te kom en 'n konstruktiewe pad met hulle te loop. Hierdie jaar gaan ons hulle leer wat dit beteken om kinders van die lig te wees, om kinders van God te wees, en hoe om God se lig in hierdie wêreld uit te straal. Nou so 'n dag is wonderlik en lekker. Ons het 'n leerkomponent en al die speletjies en al die arts and crafts wat ons doen saam met dit, bevestig dan die tema. So aan die einde van die week is daar 'n geestelike komponent wat kinders aangeleer het, deur om hulle te leer, deur om met hulle te speel, en deur om met hulle 'n goeie tyd te hê, goeie verhoudings te hê, en dis sommer net 'n baie lekker tyd. Dis 'n tyd wat hierdie kerk so 'n bietjie op en af beweeg, want dit gaan oor dat kinders ook hulle self kan wees, en self kan uitleef. So hulle kan speel. Ons het 3 springkastele wat elke dag hier opgeslaan is. Daar's 'n rede vir 3, want die seuns is op 1, die meisies op 1 en die kleintjies is op 1. Dit leer jy net met ervaring, dat jy 3 nodig het. Goed. In elk geval, dan het ons hierdie leiers wat hier agter my staan, dat elkeen 'n verantwoordelikheid neem vir groepe, vir kinders, vir veiligheid. So gebruik God ook die ouer kinders, ons jeug en jong volwassenes in die gemeente, om leierskapsvaardighede aan te leer, en om dit ook te gebruik in die kerk. Om op te staan as leiers om te sê, ek is lief vir Jesus, volg my voorbeeld, en jy kan ook so vir Jesus se lewe, soos ek vir Jesus lewe. En die kinders vorm rolmodelle onder hierdie jong mense, en hulle dryf weer die program as 'n gemeente, as gemeentekinders vir die kleinkinders in die gemeente. En dis wonderlik, nê. Hulle almal is moeg na die kwartaal, en vir 4 dae kom werk hulle by die kerk, jy weet. En hulle kom gee hulle self en hulle tyd ook vir die Here. En hoe wonderlik is dit nie? Aan die einde van die week is ons uitkoms eenvoudig. Ons wil graag hê kinders moet nader aan die Here beweeg. Hulle moet voel dat hulle hoort by die gemeente, dat hulle deel is van 'n gemeenskap, dat hulle 'n wonderlike tyd ook in die vakansie het, en dat die vakansie op so 'n manier begin. En dieselfde asem help ons ook hulle ouers, nê. Jong kinders in die gemeente, hulle ouers werk gewoonlik ook. So wat maak jy met jou kind in die vakansie as jy werk en jou man werk en kinders moet by die huis wees? Vir die eerste week, ten minste vir die eerste 4 dae, kan ons as gemeente hierdie
ouers bystaan ook in hulle tyd, soos dit hulle ook nou oorbrug na die vakansietydperk toe. En dan natuurlik vir die kinders 'n baie goeie tyd gee. So 'n dag behels baie mense wat saamwerk, baie van hierdie jong mense het, en veral van jong werkendes het 'n paar ander pligte ook, party van ons hanteer die tegnies, anders is die leier van die leiers, dan het ons mense wat die in- en uitteken doen, en natuurlik het ons kosspan, wat daar in die lapa is, want ons met kinders voer, as jy hulle van 7 uur tot 4 uur, jy het elke dag vir hulle kos gee. So ons elke dag kry hulle, as hulle aankom, 'n bord, lekker snack in die oggend, lekker bestousties en al sulke goeders. 9:30 gee ons vir hulle 'n lekker brunch, met baie lekker kos vir die kinders geniet. Dan 1 uur ook 'n groot middagete, en dan 3:30 kry hulle dan nou 'n snack ook. En al daai goed moet voorberei word, en wie berei dit voor? Dis die gemeente, mense uit die gemeente uit. All in all is ons omtrent 80 mense wat werk, of 80 mense wat werk, deelneem of as leiers hier is. En dis 'n groot gedeelte in 'n gemeente, en dis 'n groot operation. En ons gebed is net dat die week suksesvol moet wees. Die tweede gebed wat ons nodig het, is ook vir die berg wat voor lê, vir hierdie jong mense, want dit is 'n groot taak, dit vat baie van jouself, dit maak ons baie moeg, en daar gaan 'n tyd kom wat julle voel soos daai mense, wat 4 uur by die hut aankom, en moet opkyk en sê, ek moet nog hierdie berg uitklim, en dan se 10 uur die oggend, jy weet, dan sit jy, daar's nog tyd. So, vir julle sê ek ook, party van julle het Psalm 121 in die eerste manier, want as van julle wat hierdie ding vir die eerste keer doen, so jy weet nie hoe moeilik dit gaan wees nie, jy weet nie wat se pad dit is nie, jy weet nie hoe moeg jy gaan word nie, dan sê ek vir jou, die Here is met jou, en elkeen van julle wat dit vir die eerste keer doen. En die tweede kant is, party van julle weet hoe moeg jy gaan wees, en tog nog steeds kom jy. So ons sê vir julle dankie, en soos God met julle was, en met hierdie gemeente was, vir al die jare wat ons kinderweek al doen, so sal hy ook met ons wees, en ons lei, en dra, en vir julle ook die krag gee, sodat julle kan doen wat julle moet doen. Liewe gemeente, ek wil julle uitnooi en julle vra, om saam met my in 'n gebed te kom, 'n gebed vir die kinderweek, en 'n gebed vir ons leierskap. En julle kan julle oë toemaak, en julle hande uitsteek as julle wil, en kom ons seën ook hierdie week. Here Jesus, ons kom na U toe en ons sê eerstens vir U baie, baie dankie dat ons die voorreg en die geleentheid het om hierdie week te kan aanbied. Dankie dat U vir ons 53 en gisterand het dit 54 kinders gestuur het, Here, om na 'n meer pad te stap. Nie net besig te hou nie, nie net iewers te laat rondhardloop nie, maar 'n geestelike groei pad te stap. Dankie dat U hierdie harte aan ons toevertrou het, en ons bid Here dat U iets in elkeen van daai kinders se lewens sal laat gebeur in hierdie week. Here, ons bid dat U hulle sal veilig hou, ons bid dat U hulle harte sal oopmaak, dat hulle dit sal geniet, en ons bid Here dat U vir hulle sommer net die beste week van hulle jaar sal gee, hierso by die kerk, dat hulle 'n gemeenskap sal vorm, en dat hulle goeie rolmodelle in hulle lewe sal vestig. In dieselfde asem bid ons Here vir hierdie leierskap, vir die leiers agter my, en die fasiliteerders, vir almal van ons Here, die wat kos maak, die wat betrokke is, almal. Ons bid Here dat U ons as 'n leierskapkorps sal seën met krag, gesondheid, veiligheid, insig, geduld, en Here dat U vir ons ook sal laat help om in hierdie week geestelik te groei, sodat ons ook sal ontwikkel as mense wat in U naam ook in hierdie wêreld kan dien en ook kan bedien. Dankie Here vir U genade en U grootheid, en ons vra Here dat U guns en U liefde ook oor hierdie week sal wees, en oor elke persoon sal wees wat op een of ander manier betrokke is. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Goed, julle moet nou net